aan my kant, wie sal my kan teenstaan? U kroon my met heerlikheid, oorlaai my met die goedheid, U skryf U naam oor my, U gee my nuwe lewe, God almagtig, U is waardig, my mond besing U lof, oor liefde onvoorwaardelik, ek rig my hande op, ek gee oor aan die liefde, ek dans van dankbaarheid, vir Jesus my verlosser, ek maak my hande oop, ek dank vir die genade, Heer. Op my naam, U spreek my vry van sonde. My God is aan my kant, Wie sal my kan teenstaan? U kroon my met heerlikheid, oorlaai my met die goedheid, U skryf U naam oor my, U gee my nuwe lewe, God almagtig, U is waardig, my mond besing U lof, oor liefde onvoorwaardelik, ek rig my hande op, ek gee oor aan die liefde, ek dans van dankbaarheid, vir Jesus my verlosser, ek maak my hande oop, ek dank vir die genade, Heer. My vryheid skreeu, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skreeu, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skreeu, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans, my vryheid skreeu, my vreugde raas, my vrede sing, my lewe dans, 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 in die liefde dans, 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 in die liefde dans, 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 my mond besing U lof, oor liefde onvoorwaardelik, ek rig my hande op, ek gee oor aan die liefde, ek dans van dankbaarheid, vir Jesus my verlosser, ek maak my hande oop, ek dank vir die genade, dans, 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 in die liefde dans, 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 in die liefde dans, dans, dans. Goeiemôre Nysa Kerk en welkom by nog 'n aanlyn erediens vanoggend. Dit is wonderlik om saam met jou te kan aanbid op so 'n manier. Vir hierdie laaste week het ons Hemelvaart gehad en was dit nie 'n ongelooflike ervaring gewees toe ons oor die 80 mense bymekaar gekom het met gesinne en met die Liggieskerk saam 'n ongelooflike aand gehad het nie. Dit was so lekker gewees. Vriende, ek wil julle uitnooi na ons geleentheid toe volgende week Woensdag en gaan ons bymekaar kom. Ons gaan 'n lekker aanbiddingssessie hê, maar ook getuienis gee oor die werking van Jesus Christus wat in hierdie laaste tyd in jou lewe gebeur het. En ons gaan getuig
van sy grootheid, sy almag en sy heerskappy hier en nou. Ek kan nie wag nie. Jy is genooi om saam met ons dit te kom beleef. Vriende, Inel is vanoggend aan die woord en ek is ongelooflik opgewonde om te sien wat sy vir ons gaan kom gee. Kom ons luister ook wat sy vir ons voorberei het. Hallo Nysa Kerk, so lekker om saam met jou kerk te kan doen vanoggend en so lekker om saam met jou die woord van die Here te bestudeer. Ons is besig met 'n nuwe reeks, ons skop hierdie week af na 'n reeks waar ons gaan kyk na die lewe van Elia. Nou jy sal dalk onthou dat ons verlede jaar hierdie tyd oor Jakob gesels het en sy lewe ondersoek het en dit was werklik lewensveranderend geweest. So my verwagting vir die volgende 4 weke is groot. Verlede jaar was daar so 'n klomp dinge wat ons ontdek het uit Jakob se lewe en ek glo dat dieselfde gaan gebeur hierdie jaar as ons na Elia se lewe kyk. Jy sien, die Ou Testament is vir my soos 'n skatkis. En in hierdie skatkis is ek die blyste as ek stukkies van Jesus ontdek. Stukkies van Jesus wat oral deur die Ou Testament weggesteek is. En daarom kyk ons na die Bybelse karakter, na die Ou Testamentiese karakters en na Elia. Kom ek bid gou vir ons voordat ons in die woord indelf. Here Jesus, ons aanbid U Here, want U is ons koning. U is die een wat vir ons aarde toe gekom het, Jesus, en vir ons alles moontlik gemaak het uit U, deur U, tot U leef ons. Ons bid Jesus dat U vanoggend bevestig dat U hier is deur die Gees. Nie net hier nie, Here, maar op elke plek waar hierdie boodskap vanoggend geluister word, reg oor die wêreld. Dankie dat ons U kan aanbid, ons koning en ons verlosser. Ons loof U naam. Amen. Vriende, nou, as ek dink aan Elia se lewe, dan moet ons begin en vir mekaar net sê, hoe het die wêreld gelyk waarin Elia geleef het? Nou, Elia het geleef in 'n tyd waar daar agtereenvolgend 19 bose konings regeer het. Dink gou vir 'n oomblik daaraan, 19 bose konings wat agtereenvolgend in 'n land is. 19 diktators wat sleg was vir hulle mense, maar bo alles wat gesê het, God kan nie aanbid word nie. Ons moet in afgoderry verval. Dis 'n stikkende staat. Dis 'n stikkende regering waarin Elia as profeet opgetree het. En in hierdie tyd waar ons spesifiek vanoggend gaan begin, is die koning Agab aan bewind en sy vrou Isebel. Nou soos die konings voor hulle, het hulle juis mense na afgoderry toe getrek en spesifiek die afgode van Askar en van die Baal profete. En soveel so dat die hele land begin het om hierdie afgode te aanbid. En is interessant, want God rig nie 'n weermag op om teen hulle te staan nie. As wonderwerk rig hy nie klomp mense om op te staan teen Isebel en Agab, wat op 'n stadium in die Bybel die mees bose konings is wat nog ooit regeer het. Dis wat hulle genoem word. God rig nie 'n weermag teen hulle op nie. Hy rig een mens teen hulle op. En die mens se naam is Elia. Dalk is dit hoe God werk, nie? God werk dalk vandag nog so, dat hy nie in 'n ongesonde of 'n slegte besigheidssituasie 'n klomp mense oproep om te sê, dit wat hier gebeur is nie reg nie. Maar hy rig dalk een jong bestuurdertjie op. Hy is nie noodwendig die een wat 'n hele klas laat opstaan teen seksuele misdrywe wat by 'n skool gebeur nie, maar dalk een jong meisie wat opstaan en sê, dit wat hier gebeur is nie reg nie. God roep dikwels een persoon om 'n groot verskil te maak. En vandag gaan ons bietjie kyk na hoe rig God so 'n persoon op? Wat het in Elia se lewe in sy privaatheid gebeur met hom? Nie daar waar hy nie openbaar is nie, wat hom opgestel het, sodat hy daai persoon kon wees wat opstaan en wat 'n verskil maak. En daarom noem ons vandag se boodskap 'n agter die skerms blik van 'n man van God. Wat gebeur agter die skerms met 'n man van God? Nou kom ons begin by die begin en Elia, kom ons kyk na wat beteken sy naam. Dit bestaan uit 3 dele. Die eerste een is El, dit beteken die Here, soos Elohim,
is die Here, dis 'n kort vorm van Elohim, en dan is dit U wat die persoonlike voornaamwoord is vir my, en dan Ja, wat weer kort is vir Yahweh, dis die naam van die Here. So Elohim, Yahweh, dit beteken die Here is my God is Yahweh, my Here is Yahweh. Dit is Elia se naam. En net in sy naam sien ons dat hy opgestel was hiervoor. Want dis juis in die tyd waar Baal aanbid was, wat hierdie man optree en sy naam is Yahweh. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wat ons nog altyd aanbid het. Hy is ons God. Die Here is ons God. So die storie begin in 1 Konings 17, ons gaan vanoggend so 9 verse lees, maar ek wil jou tog uitnooi om die hele hoofstuk by die huis te lees in hierdie week. Dis 'n merkwaardige verhaal. 1 Konings 17 vers 1 word Elia aan ons voorgestel. Elia, die Tisbiet, het hom tydelik in Gilead gevestig. Hy het vir Agab gesê, so seker as wat die Here die God van Israel leef, die God wat ek dien, in die volgende aantal jare sal daar geen dou of reën val nie, behalwe wanneer ek so sê. So wil jy sien hoe lyk 'n kop aan kop stryd, 'n kop teen kop, so stryd met die afgode? Dis hoe dit lyk. 'n Man wat na die koning toe gaan en sê, so seker as wat my God leef, dit gaan nie meer reën nie. Dit gaan ophou reën, want my God leef. Jo, hoe baie dapperheid moes dit nie van hom geverg het, om so voor 'n koning te verskyn en hierdie woorde te sê nie. Maar dan is dit interessant, want hy gaan tot voor die koning, hy maak hierdie absolute groot stelling, dit wat hy sê, gebeur, maar God het iets anders in gedagte gehad. Jy sien, hy maak hierdie groot stelling en dit vernietig die ekonomie van die land. Selfs meer as vandag in die tyd van ou Israel as landbou platgeval het, val alles plat. Dis so goed ons praat vandag van water en elektrisiteit wat platval, dat daar niks meer water in ons krane is nie en niks meer elektrisiteit is nie. Dink hoe sal dit ons ekonomie heeltemal knak. Internet wat heeltemal ophou. Banke wat nie meer geld het nie, waar jy nie jou eie geld of kan kry of geld kan leen nie. Dink wat dit aan die ekonomie sal doen. 'n Hele land, die lewe hou op en mense begin sterf aan hongersnood, omdat die landbou van 'n land platgeval het. Nie eers dou nie. Niks nie. As gevolg van hierdie woorde van Elia. Dit het geloof gevat om dit te sê. Maar God wou iets deur Elia doen. Iets groter as net hierdie stelling. Iets groter as net, totdat ek weer sê dit gaan reën, gaan dit nie reën nie. En daarom vat God hom toe, na 'n geheime plek toe. God laat hom een kant toe gaan, en in hierdie geheime plek, begin God agter die skerms, in privaatheid, nie tussen ander mense nie, net Elia en God, werk aan dit wat hy in Elia se lewe begin doen. En so begin 'n seisoen van geïsoleerde pyn vir Elia. Hy was stoksiel alleen. Niemand het gehoor as hy roep nie. Hy was totaal en al afgesny, geïsoleer. Dalk verstaan ons geïsoleer nou beter as ooit. Dalk moes jy al isoleer van jou gesinslede in hierdie tyd, toe jy siek was en jou gesinslede nie siek was nie. Toe jy daai seer beleef het. Dalk verstaan ons iets van isolasie nou beter as ooit. 'n baie diep alleen wees. Vers 2 sê, toe sê die Here vir Elia, gaan ooswaarts van hier en kruip weg by die Kritspruit. So vers 1 het hy gesê, gaan uit, vers 2 sê hy hierdie vir hom. Toe sê die Here vir Elia, gaan ooswaarts van hier en kruip weg by die Kritspruit, net anderkant die Jordaanrivier. Jy kan uit die spruit water drink en ek sal die kraaie beveel om vir jou kos te gee. So Kritspruit beteken, die woord beteken om afgesny te wees, om heeltemal soos 'n boom wat afgekap is, afgekap te wees van die bron af. Afgesny van seën, afgesny van voorsiening dalk,
afgesny van alles wat vir hom bekend was, van sy lewe af, heeltemal, stok, siel, alleen. En daar, in privaatheid, in eensaamheid, alleen, leer die Here vir hom waardevolle lesse wat nodig is vir wat hy nog deur hom wil doen. Hierdie storie laat my so 'n bietjie dink aan 'n voeltjie, aan die storie van 'n voeltjie wat noorde toe getrek het. Die voeltjie het noorde toe gevlieg soos wat die voeltjie elke winter doen, maar hierdie klein voeltjie het 'n bietjie laat weggekom. En so gebeur dit dat hierdie voeltjie in 'n sneeustorm beland. En die voeltjie het gevlieg en gevlieg en gevlieg en in die sneeustorm beland en sy vlekjie het seer gekry en hy het geval. Daar lê hierdie voeltjie in die sneeu op die grond besig om te verklein. En daar loop toe 'n koei verby. Dis bietjie 'n grillerige storie, ek moet net vir jou sê, en 'n hartseer storie. Dis mos wat nodig is en 'n snaakse storie, dis wat nodig is vir 'n goeie storie. So terwyl die voeltjie daar in die sneeu lê, besig om te verklein, loop daar 'n koei verby. En hierdie koei mis toe bo-op hierdie voeltjie. En die voeltjie het homself verskriklik jammer gekry en gelê in hierdie mis. En terwyl die mis so op hom gelê het, het hy gevoel hoe hy besig is om te begin ontdooi. Hoe hy begin om weer lewe te voel, want die hitte van die mis het gemaak dat die sneeu rondom hom smelt. Ag, en hy was so bly toe hy voel dat hy weer sy vlekjies kan beweeg en sy potjies kan begin beweeg. So bly dat hy begin chirp het. En hy chirp, 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 terwyl hy daar in die mis lê, 'n bietjie vasgeval in die mis, maar daarom lewend. En toe kom daar 'n kat verby. En die kat hoor die voeltjie wat chirp. En toe die kat die voeltjie hoor wat chirp, toe draai hy om en hy eet die voeltjie op. Hierdie storie leer vir ons 3 lessies. Die eerste lessie is, almal wat op jou mis, is nie jou vyand nie. Die tweede een is, almal wat jou uithelp, is nie jou vriend nie. En die derde een is, as jy in die mis is, hou eerder jou mond. Is dit nie 'n wyse storie nie? Nou party van ons sê vanoggend, as ek terugkom by Elia se storie, ek is by Kritspruit. Ek voel hoe dit voel om afgesny te wees. Dalk is dit oor die afgelope 15 maande, 16 maande, solank soos wat COVID al aan die gang is, dat jy beleef, dat jy afgesny voel, dat jy alles wat vir jou bekend is verloor het. Daar waar jy gewoonlik jou kos vandaan gekry het, kry jy nie meer jou kos vandaan nie. Daar waar jy gewoonlik 'n inkomste vandaan gekry het, kry jy nie meer dit nie. Dalk gaan dit oor familie en vriende. Dalk kyk jy juis hierdie vanoggend aanlyn, want jy hou jou soveel as moontlik alleen in jou huis, afgesonder, eensaam, net jy alleen. En tog doen God iets op daai tye van so afgesonder en alleen wees, iets in jou. Hy doen iets in jou in daai tye van alleen wees. Hy werk in jou, selfs al is alles waarop jy kon terugval, weggesny. En weet jy wat het ek hierdie week geleer, terwyl ek hierdie boodskap ondersoek het, oor hierdie tye van afgesny wees, oor die tye van alleen wees, is ek het weer gaan lees oor moeilike tye wat oor ons pad kom en sulke tye van pyn. En toe lees ek hierdie waarheid raak en ek wil dit vanoggend met jou deel. Ons praat baie keer oor 'n geloof wat beproef beskou word, dit wat Jakobus oor praat, as God wat slegte dinge met ons laat gebeur. Nou ek wil eers voor staan en sê, ek glo vas dat die hele storie van die Bybel, God se karakter wat geopenbaar word in die Bybel, hy breek nie mense se bene om vir hulle te sê hoe lief is hy nie. Hy maak nie mense siek en laat hulle ly, sodat hy homself aan hulle kan openbaar nie. Ek sal dit nooit glo nie. En hier ook in hierdie tyd van Elia, dis nie 'n tyd van lyding waartoe hy hom gesit het nie. Dis nie 'n tyd van siek word en swaar kry en seer en pyn nie. Dis eerder net 'n tyd van hom een kant toe vat en afsonder. En dalk is dit een van die tye waarvan die Bybel praat wat genoem word 'n toets vir ons geloof. Maar hier is die ding wat ek geleer het.
Jy sien, ons dink baie keer dat God ons geloof toets, asof hy nie weet hoe ons geloof werk nie en wat ons glo nie, en nou moet hy hierdie toets doen sodat hy kan weet wat ons glo. God weet. God ken ons voor die tyd al. Hy weet hoe ons gaan optree. Hy weet in tye van isolasie wat ons gaan doen. Moeilike tye het dit aan my bevestig, dat ons, dit wat ons glo, dit wat binne in ons is, nie getoets word sodat God kan weet nie. Word getoets sodat ek kan weet. Sodat ek kan stoktyk doen oor my lewe en die goed kan uitpak en kan sê, dis die dinge wat aangaan in my lewe. Dis die dinge waarmee ek nog sukkel. Ek sien hier's nog 'n hart van trots in my. Ek moet leer om te kan ontvang. Ek moet leer om met 'n oop hand te leef, selfs al hou ek nie van die bron waarvan dit kom nie. Ek kan leer hoe meer nederig te wees. Ek kan leer hoe afhanklik ek van mense rondom my is. En dis hierdie toetse wat lesse in ons lewe inbou, wat op geen ander manier ingebou kan word nie. En so het God ook begin om Elia te vorm. Stukkie vir stukkie vir stukkie te vorm. Ons lees verder in vers 5. Elia het gemaak soos die Here hom beveel het, en by Kritsbruit, ander kant die Jordaanrivier gaan wegkry. Die kraaie het soggens vir hom, en saans vir hom brood en vleis gebring, en hy het water uit die spruit gedrink. Ek hoop jy sien die wonderwerk. Dit het ophou reën, dit het ophou dou, maar Elia kon aanhou om water uit 'n spruit uit te drink, wat God dag vir dag aan die gang gehou het. God self het vir Elia elke dag kos gebring. En dit is so interessant vir my, want hy bring nie vir Elia kos vir die volgende week nie. Hy bring nie vir Elia kos of leer hom om te boer of gee vir hom 'n land nie. Nee, hy voorsien vir hom letterlik net elke dag dit wat hy nodig het. Hy gee vir hom water, elke dag net dit wat hy nodig het. En hy doen dit in my en jou lewe op verskillende maniere. Ons het woensdag aand het ons Pinksterdiens, en ons wil dit graag 'n getuienisgeleentheid maak. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy hiervan kan getuig, oor God se voorsiening in jou lewe, wil jy nie ons laat weet nie, dit gaan 'n aanbidding en getuienisgeleentheid wees, en jou storie moet vertel word, sodat ander se geloof gebou kan word. Sien, hierdie storie laat my dink aan 'n enkel mamma. Hierdie enkel mamma het hierdie waarheid goed geken, dat God vir ons sorg, dat hy ons voorsiening is, en dat ons uit sy goedheid uitleef. En sy het so gelewe dag tot dag uit God se goedheid uit. En dan sou sy in haar woonstelletjie baie hard bid, en vir die Here sê, Here, dankie dat U vir my voorsien, dankie dat U vir my alles gee wat ek nodig het. Here, U is my voorsiener. Sy het liedjies gesing tot eer van sy naam, omdat sy hom aanbid het, omdat hy so goed is vir haar. Maar haar buurman was 'n ateïs. En haar buurman het niks daarvan gehou dat sy dit doen nie. Hy het glad nie daarvan gehou dat sy so dag vir dag die Here se naam net prys vir sy goedheid nie. En dat sy sê dat die Here vir haar sorg nie. En toe eendag, toe hoor die buurman, maar sy het vandag van dientjie verander. Jy sien, hierdie enkel mamma se koskas was dolleeg. Sy het nie kos gehad om vir haar kind te gee nie, en sy het nie kos gehad om self te eet nie. En sy bid toe so kliphard soos altyd en sê, Here, U het nog altyd voorsien. My kaste is nou dol leeg, maar ek vertrou vir U om aan te hou om vir my te voorsien. En die ateïs vererg hom toe, en hy gaan winkel toe, en hy koop 2 sakke vol kruideniersware, en hy vat dit toe, en hy sê, waar is jou God nou? Kyk, hier bring ek nou vir jou kruideniersware. Hy het nie aan jou voorsien vandag nie, ek het dit nou vir jou gegee. Sal jy nou ophou glo dat God vir jou voorsien wat jy nodig het? En wat doen die vrou? Die vrou sê, dankie Jesus, dankie dat U vandag vir my voorsien het. Alles wat ek nodig het. En dankie Here, dat U die rekening vir die duiwel gestuur het om te betaal. Moenie die voorsiening van God in jou lewe misken, net omdat die bron vir jou nie is wat jy jou voorgeneem het dit sal wees nie. Moenie die voorsiening van God misken, net omdat die bron medegelowiges is nie, familie is nie, vriende is,
wat jou deur hierdie tyd dra nie. Leer om te ontvang. Leer om met 'n oop hand te leef. Leer om so op God se goedheid te kan vertrou. En in die tye wat jy honger is, hoor God se belofte, hy is jou voorsiening. In die tye wat jy swak voel, hoor sy belofte, hy is jou krag. In die tye wat jy oorwerk voel en moeg voel, hoor vanoggend hoe God sê, ek is jou vrede. En toe neem God hom na 'n plek toe van onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Elia het geleer, deur langs hierdie stroompie te sit vir maande lank, hoe God voorsien, elke dag voorsien, hoe hy op God kan staatmaak, hoe sy wonderwerkende krag vir hom daar is. En toe het God gesê, dis tyd vir die volgende stap. Vers 7 sê, na 'n tyd het die spruit egter opgedroog, want daar het geen reën in die opvanggebied geval nie. So vir maande het Elia langs hierdie spruitjie gebly. En ek kan dink dat hy daar bly en begin wonder het, Here, wat nou? Ek het nou vir die koning gaan sê, dis nou droogte, en in hierdie droogte voorsien u vir my, ten spyte van die droogte, gee u vir my dag vir dag wat ek nodig het, maar wat nou? Wanneer gaan jy iets doen? Het ek iets verkeerd gedoen, want ek sit langs hierdie water. En skielik, toe droog die water op. En die feit dat die water opdroog, maak dat Elia sy goedjies moes pak en trek. Dalk sê jy vanoggend, ek het spaargeld gehad. En dis nou klaar. Dis nou op. Wat nou? Ek het vriende gehad op wie ek kon staatmaak. Wat is nou klaar? Ek het nie meer die vriende nie, hulle kan nie meer vir my help nie, hulle is nou almal weg. Wat nou, Here? Partykeer, en dit het ek in my eie lewe geleer, partykeer is die opdroog van die stroom dit wat nodig is om ons te beweeg na die volgende stap toe. Partykeer het ons nodig om te beleef dat die stroom opdroog, want as die stroom nie opgedroog het nie, sou ons altyd op daai plek gebly het. En dalk sê die stroom wat opgedroog het in jou lewe vir jou vandag, dis tyd om aan te beweeg, nuwe moontlikhede, nuwe geleenthede op te soek. Dalk het jy getuienis hiervan, 'n getuienis van hoe God jou beweeg het na 'n volgende plek toe deur die stroom te laat opdroog. Wil jy ons nie laat weet nie? Ons wil jou storie hoor Woensdag aand. Miskien het jy al Karate Kid gekyk, ek weet nie of onthou jy dit nie. Maar Karate Kid gaan oor Daniel wat by Mr. Miyagi kom en sê, ek wil begin karate doen. En Mr. Miyagi sê, dis reg, na 'n stukkie van motivering wat nodig is. En wat is die eerste ding wat Mr. Miyagi hom laat doen? Paint the fence. Verf die heining. En hier moet hierdie seentjie dag vir dag inkom om heining te verf. Ek kan dink die seentjie sê, Here, Mr. Miyagi, maar wat nou? Hoekom moet ek nou hierdie doen? Hoekom moet ek hier sit en die heining verf? En daarna sê hy vir hom, scrub the floors. En hy laat hom sit en vloere was en was en was en was. En hy leer vir hom hoe om vloere te was. En dink die seun vir hom, hoekom het ek nodig om dit te doen? En daarna sê hy vir hom, die bekende was my kar, en dan sê hy vir hom die bekende wax on, wax off. Onthou jy dit uit die Karate Kid uit? Hy leer dit toe vir hom. Maar die dag toe hy gekom het waarvoor hy geroep is, die dag toe hy optree, die dag toe hy karate doen, en Mr. Miyagi die eerste keer 'n hou na sy rigting toe gooi, toe sê hy vir hom, hy moet blok. En toe sê hy, maar dis dieselfde manier as wat jy 'n heining verf. Dis hoe jy 'n hou blok. Dieselfde manier as wat jy 'n vloer was. Dis hoe jy karate doen. Soos jy wax on en wax off. Dis wat nodig is om goeie karate te kan doen. En alles was daar 'n doel gewees. In elke les was daar 'n doel te wees. So God sê vir Elia, nadat hy hierdie bold uitspraak maak, gaan bly by die stroompie. En Elia sê, hoekom is dit nodig? God sê vir Elia, word gevoer dag vir maande lank deur die kraaie. En Elia sê, hoekom is dit nodig? En toe droog die spruit op. En God stuur hom toe na Sarfat toe. Sarfat, wat 150 km verder is, deur 'n dorre landstreek.
Toe sê die Here vir Elia, gaan bly in die dorp Sarfat, naby die stad Silo. Daar woon 'n weduwee. Ek het vir haar opdrag gegee om vir jou te sorg. Elia het na Sarfat toe gegaan. By die poort van die dorp aangekom, sien hy 'n weduwee wat hout bymekaar maak. Nou gaan lees asseblief die storie by die huis. Ek gaan sommer net vinnig vir jou vertel. Hy sien toe hierdie weduwee wat hout bymekaar maak en hy sê, die Here het my na jou toe gestuur, jy moet vir my sorg. En die weduwee sê, meneer, is jy nou die enigste een in hierdie land wat nie agterkom dat ons in droogte is nie, dat ons in hongersnood is nie? Hoe op aarde kan jy na my toe kom en vir my sê dat ek vir jou moet sorg? Ek het nog een laaste stukkie meel oor. Ek het nog een laaste koppie olie oor. Ek is besig om hout bymekaar te maak. Dan gaan ek vir my en my seun vir die laaste keer kos daarmee maak. En dan is dit ons laaste ete. Dan is dit klaar met ons. Maar Elia het al vir maande langs 'n stroopie gebly, waar die kraaie vir hom gesorg het, waar God se voorsiening dag vir dag daar was. En Elia sê, ek is al hierdeur. Ek is al deur hierdie toets. Ek het dit al beleef. Ek weet wat gaan volgende gebeur. Jou olie gaan nie opraak nie. Jou meel gaan nie opraak nie. Want die Here gaan vir ons sorg. Hy gaan vir ons die uitkoms bring. Hy is die een wat daar is. En God het voorsien. Dit het nie opgeraak nie. Hy het saam met haar gebly en saam met hulle dag vir dag geleef van haar meel en haar bietjie olie. God het net aanhou voorsien. Maar dit sou nie gebeur het as die gebeurtenis by die spruit nie gebeur het nie. As hy nie vir hoe lank langs 'n spruitjie moes sit, waar kraaie hom dag vir dag voorsien het nie, want hy sou nie die geloof kon gehad het om die uitsprake te maak nie. Daai boublokkie in sy geloof was ongelooflik belangrik. Ek kan nie help as om te dink aan Dawid nie. Dawid die skaapwagter. Sou Dawid die moed gehad het, die skill gehad het om teen Goliat te veg, as hy nie nodig gehad het om te veg teen beere en leeu's wat sy skape aanval nie. God het geweet, met elke leeu en met elke beer wat na sy skape toe kom, dat hy besig is om hom voor te berei, om eendag die lot van sy volk te verander, sodat hy vir Goliat kon verslaan, alhoewel Dawid dit self nie geweet het nie. Sien, ek het net al gesê, ek glo nie in 'n God wat bene breek en siek maak en swaar tye oor ons laat kom om vir ons lessies te leer nie. Maar ek glo in 'n God wat sê, alles wat met jou gebeur, sal ek ten goeie laat meewerk. Ek sal dit alles boublokkies maak, sodat jy jou skepingsdoel op hierdie aarde kan uitleef. En dis die geloof wat ek vanoggend by jou wil los. Volgende week gaan ons so wonderlike stuk hê. Ons gaan saam kyk na hoe Elia die Baal-profete verslaan het, deur die altaars wat hy gepak het en gevra het vir 'n wonderwerk uit die hemel uit. Maar ek wil jou vanoggend los met hierdie gedagte. In vers 1 het ons gelees van Elia die Tisbiet. Dis hoe hy geken was. Hy was geken aan die plek waar hy vandaan gekom het. Hy was net Elia die Tisbiet. Inel van Vicksburg af. François van Pretoria af. Elia die Tisbiet. Maar aan die einde van die verhaal sê die weduwee vir hom, nou weet ek dat jy 'n man van God is. Nou weet ek dat dit wat jy doen uit God uitkom, nadat hy haar seun uit die dood uit opgewek het, sê sy, nou weet ek dat jy 'n man van God is. God verander Elia die Tisbiet in Elia die man van God, deur met hom te werk, deur sy karakter te bou. En Elia het nodig gehad om die lessies wat na sy kant toe kom aan te gryp. Elia het nodig gehad om te leer, maar God het in sy lewe ingebou. En ek wil vanoggend vir jou bid. Ek wil vir jou bid, as jy jou bevind by die kritspruit, daar waar God dag vir dag vir jou voorsien. Ek wil vir jou bid, as jy jou bevind by 'n plek waar die stroompie opgedroog het en waar jy nou weet, ek moet iets anders gaan doen. Ek kan nie so aanhou langs hierdie stroompie sit nie. En ek wil vir jou bid,
as jy besig is om te stap na die weduwee, dat jy die woorde van geloof sal hê, dat jy die geloof sal hê om die groot stappe te neem, want jy weet wie jou God is. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bid vir elkeen wat vanoggend saam luister na hierdie boodskap. Ja Here, ons aanbid U dat U mense ken, dat U 'n pad met mense stap, Here, en dat U ons nooit alleen los nie. Vader, ek bid dat U vir ons sal voorsien in hierdie tyd. Ja Here, mag ons die voorsiening beter as ooit ken, veral vir die wat vanoggend sê, ek bevind my langs die Kritspruit. Here, dankie vir U voorsiening. Dankie vir mense wat U op ons pad stuur. Dankie vir spaargeld. Dankie vir dit wat ons nodig het om te oorleef langs die Kritspruit. Here, mag ons U hand daarin raak sien. Here, en dalk is daar vandag mense wat sê, die stroompie het nou opgedroog. Dit is nou klaar. Here, ek weet dat U die volgende tree reeds in gedagte het. Vader, kom wys vir ons. Kom leer vir ons. Kom wys vir ons dit wat U wil doen. Ja, Here, mag U naam werklik geheilig word. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen.